Ek hoop jy kan jou sitplek neem, as jy nie so aan die brand is soos ons vanmôre hier voor nie. Hoop ek jy kan jou sitplek vind en dan glo ons gaan jy hierdie diens lekker saam met ons verder geniet. Baie, baie dankie dat jy vandag hier so is saam met ons. Ons is opgewonde vir jou wat saam met ons hier is vandag. Ek hoop jy is bly om hier te kan wees. Ek is bly om hier te kan wees. Dan nog 'n hand saam met my vanmôre. Daar's 'n klompie hande vanmôre, prys die Here. Ek weet hy's vanmôre hierso sodat ons hom kan loof en kan prys en sodat ons kan hoor wat sê sy woord vanmôre vir ons. Die tema van my boodskap vanmôre, kind van die Here, is lewe. Hy gaan nou opkom, lewe in die stilte. Lewe in die stilte van God. Kan jy hoor is so stil vanmôre? Ons hoor nie as die verkeer daar buite nie. Soms is 'n stilte iets om van mal te word. En weet jy wat die ergste? As daar 'n goddelike stilte is in jou lewe, voel dit vir jou of jy geestelik besig is om kranksinnig te word. Hoor jy wat sê ek vanmôre vir jou? Ek sê vanmôre vir jou kind van die Here, daar's lewe, Johannes 10 vers 10, lewe en oorvloed daarvan. Maar vanmôre gesels ons oor die lewe in die stilte van ons Vader in die hemel. Kind van die Here, hoor wat sê ek vanmôre vir jou? Lewe is iets wat uit God se hand uitkom vir my en vir jou. Stem jy saam daarmee? Hy gee vir ons lewe. Maar die lewe wat God vir ons gee, gaan soms te paar daarmee dat ek en jy moet hoor dat God soms niks sê nie. Sal vanmôre iemand wat net sê, ek weet hoe voel dit, as dit vir my voel, waar is die Here in al hierdie dinge en waarom is die Here stil? As jy skaam, moenie skaam wees nie, God weet jy voel so, ek voel so, soms voel ons dat God stil is. Soms voel ons, hy praat nie met ons nie, hy kommunikeer nie met ons nie, hy kom nie vir ons deur nou, terwyl ons hom die nodigste het van alle tye in ons lewe. Dit is erg as ouers stil is. My ma het die manier gehad. Sy kan nou hier vanmôre sê of ek nou verkeerd praat of nie. Maar sy het die manier gehad, dan sit sy in die studeerkamer, en roep sy my, dan sê sy, toe ons nou in die huis was, dan roep sy my, dan sê sy, Oubert! Dan sit ek daar aan die oorkant van die huis. Dan sê ek nou besig om my broodjie te eet. Dan sê ek, ja ma. Dan is hy doodstil. Jy het al beleef. Plaas antwoord sy net. Ja ma. Niks. Dan eet ek, dan dink ek by myself, gaan ek nou my brood klaar eet, want as ek nie, dit is onvoorspelbaar. Sy kan enige oomblik, kan sy hier om die hoek vlieg met daai paplepel van haar. Sy het ons so teen die deurkusyn gekap, en weet ek, hier is die moeilikheid nou. Enige oomblik gaan sy hier wees, of ek moet nou myself hier optel, en gaan hoor, wat is die probleem? Dan tel ek maar myself op, en ek hou nie van 'n gebraaide bout nie, dan begin ek weer te loop. Dan sê ek weer, ja ma, niks. Waar is die kinders vanmôre? Of jy jonk of oud is, of ons almal kinders iewers, is dit die waarheid, jok ek vanmôre? Dis so. Ja ma, niks. As ek by kom en sê ek, maar nou is ek nou al opgeref hoor. Nee, nou is ek al gereed. Nou wil ek slange vang. Dan moet ek die slange laat bedaar, dan sê ek, ja mammetjie, moedertjie, mami, wat is dit? Dan sê sy, hoe stuur 'n mens hier 'n e-mail? Dan sê ek, druk send. Onthou jy alles kyk wat alles op die rekenaar in Afrikaans vertaal was, dan sê ek, druk stuur. Het my hom klaar getik? Ja, ek het hom klaar getik. Is maar klaar geproeflees? Ja, alles reg. Dan druk sy send. Dan sê ek, nog iets? Nee. Dan sê ek, okay, dan loop ek weer terug na die brood, toe die brood is al uitgedroog, maar ons ouers gee nie om oor dit nie, hoor. Ek weet van 'n Vader wat in die hemel is, wat omgee, anders as ons aardse ouers. Die brood droog al uit en die koffie is al koud, dan gaan sit ek weer. As ek net sit, dan hoor ek hier lei die huisfoon. Nou onthou jy in jou ou jare as die huisfoon gewerk het, kon die e-mail nie gewerk het nie. So een van die twee het gewerk. Dan lei die huisfoon, dan hoor ek my ma antwoord hom, as sy om in die studeerkamer antwoord, ons het in amper elke vertrek 'n foon gehad. Onthou jy die ou jare? Die goeie ou jare. Ek haat dit as mense sê dis die goeie ou jare, want ek glo vanmôre dat die beste jare lê vir ons voor. Stem jy saam daarmee? Wil jy die Here prys vanmôre, die beste jare lê voor. Maar in die goeie ou jare, dan tel my ma die foon op, want die foon in die kombuis het so kriek gemaak. As jy 'n ander foon optel, dan maak hy so kriek. Dan weet ek, alright, sy het hom nou opgetel. Nie lank nie, ek eet nog. Die brood sit nog hier in die slukdarm. Dan bel my agter, dan skree my ma weer, Albert! En ek sê, ja ma, sê ek, ja ma, weer eens geen reaksie nie, loop so en toe, ja ma, wat is dit ma, kom daar, dan sê sy,
Tannie Sunny sê die attachment het nie deurgegaan nie. Help my asseblief. Want help ek nou maar weer van voor af en dan stuur ons e-mail en dan gaan ek maar weer terug en aan met my dinge. Halleluja. Oom was bietjie voor die ouderdom van die e-mails. Ek glo nie Tannie Dolly het e-mails gestuur op haar dag nie, maar Tannie Rolien, sê oom Amen namens Tannie Rolien, okay. Jy sien kind van die Here, ons het soms 'n uitroep na ons Vader in die hemel. En dan hoor ons net eenvoudig niks terug nie. Claudine se pa het die manier om te bel. Nou hy het so klein selfoontjie. Hy het die goedkoopste foon wat jy kan koop, want dis al wat hy wil hê. Hy wil net bel en kan SMS. Maar hy's nou weer van daai modelle wat jy so vashou. Nie die foon nie, my skoonpa. Hou die foon so vas. So dat die bros op die punt van die neus, dan sê hy, die myn het my gesoek. En nee wat, ek gaan maandag inklok, ek sal hulle maandag soek, ek sal hulle maandag sien. Jy weet, dan bel hy ons, dan sê hy vir ons, ek wil net kyk of my foon nog werk. Is dit so? Soms wil ek vir die Here sê, Here, ek wil net kyk of my foon nog werk. Kan jy saamstem vanmôre daarmee en jou hand opsteek en sê, Here, ek wil vanmôre net kyk of my foon nog werk. Kan ek nog kommunikeer met U en is daar enige vorm van kommunikasie nog vandag tussen my en U? Want ek weet nie waar is U en hoe moet die lewe lyk in die stilte van my geestelike ouer in die hemel en dis ons Vader in die hemel. Ek wil jou vanmôre sê, ek en jy sit vandag in situasies van ons lewe waar ons vir mekaar vra, waarom is God so stil? Waarom is hy so stil? Weet hy dan nie wat gaan aan met my nie? Weet hy dan nie wat se benoudheid is ek in hierdie oomblik nie? Die Here is veronderstel om te weet wat gaan aan in my huwelik. Hy is veronderstel om te weet wat gaan aan in my finansies. Hy is veronderstel om te weet wat gaan aan in my gesondheid. Maar dan vra ek, Here, waarom is U dan so stil? Dan herinner dit my aan die verhaal van Elia met die Baal-profete, waar Elia 'n bespotting gemaak het van die Baal-profete se afgod, Baal, en gesê het, waar is Baal? Slaap hy? Hoekom stuur hy nie vuur nie? Waarom is hy nie hier nie? Is hy dalk met vakansie, het Elia gesê, en hy het gelag daaroor en almal het gelag. Want Baal het nie vuur gestuur, toe die Baal-profete dit nodig gehad het nie. Maar toe Elia sê, laat daar vuur val van ons God Almagtig uit die hemel uit. Toe val die vuur en die altaar word aan die brand gesteek. Dan vra ons, Here, nou is dit 2025 en U weet wat gaan aan in ons persoonlike lewens. Nou vra ek vanmôre, Here, waarom is U dan so stil? En as dit normaal vanmôre vir my en vir jou om te vra, waar is God dan in alles? Ons jaarthema is leef, oorvloed van lewe. Maar waarom is God so stil? Waarom hoor ons hom nie? Hoor hy ons dan nie as ons uitroep na hom nie? Waarom hoor ons nie terug van hom nie? Hoekom kom ons wonderwerk nie vir ons in nie? Hoekom sê die ou mense altyd, hoekom het my skip nog nie ingekom nie? Waar is die Here in alles en hoekom is die Here so stil? Ek wil jou vanmôre vat na die woord van die Here om jou te antwoord en te sê, waar is God in alles? Die antwoord staan vir ons geskryf in die woord van die Here. As jy vanmôre saam met my wil oopmaak, is jy welkom. Die woord van die Here vanmôre, Psalm 16 vers 8. Ons is vinnig om te vra, waar is God? Waar is die Here in al die dinge? Waar was God toe A, B en C gebeur het? Waar is hy nou? Waar gaan hy wees? Waar is die Here? Ons almal het dit al iewers gevra in ons lewe en hier is die antwoord vanmôre. Psalm 16 vers 8 sê, omdat hy aan my regterhand is. Lees gou mooi saam met my. Omdat hy aan my regterhand is. Sê gou weer saam met my vanmôre, sê dit saam met my. Omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Wil jy vanmôre saam met my net 'n bietjie van 'n manifestasie uitvoer? Ek glo dat 'n mens kan 'n manifestasie uitvoer. Los bietjie as jy die antie se hand vashou met jou regterhand, los haar bietjie, sê my dan, dan gaan jy 'n bietjie later weer vashou, maar nou gaan ek eers die Here se hand vat. Wil jy jou regterhand vanmôre opsteek en sê, Here, U is aan my regterhand en ek sal nie wankel nie, Here, U is saam met my. U gaan voor my uit. U maak my pad gelyk want U is net hier by my. Glo jy dit vanmôre en wil jy hom 'n lofoffer gee daarvoor? Hy is net hier. Hy's aan jou regterhand. Hy's nie ver nie.
Wat sê daai ou advertensie van, was dit Sasol gewees? Waar die pram so met die babatjie weggejaag het. Toe vra die oom vir die tannie, nou waar gaan hy heen? Sê die antie, seker nie te ver nie. Kan ek vanmôre gou vir jou sê, as jy vra, waar is die Here? Kan ek vanmôre vir jou sê, weet jy waar is die Here? Seker nie ver nie. Want as hy beloof hy is aan jou regterhand, dan kan hy nie ver wees nie. Dan is hy net hier by jou. Dan is hy bewus van jou situasie en dan hoor hy jou as jy met hom praat. Glo jy dit vanmôre saam met my? Wil jy hom prys daarvoor? Hy hoor jou. Hy's hier aan jou regterhand. Nou wil ek gou by jou iets hoor. As God aan jou regterhand is, glo jy dit saam met my is aan jou regterhand? Glo jy saam met dat hy aan jou regterhand is? Sê amen. Ek glo hy is aan my regterhand, want die woord van God beloof dit. Nou vra ek jou vanmôre, hoekom moet God dan op ons skree? As hy reg langs aan ons is? Hoekom moet God op ons skree vanmôre, as hy net hier is? Miskien is jou storm so groot vanmôre, dat jy regtig nie God se inspraak in jou lewe kan hoor nie. Maar as jy vanmôre glo, dat God aan jou regterhand is, dan moet jy ook glo, dat God nie op jou gaan skree nie, en dat jy in steede daarvan om vanmôre te sê, waar is God? Waarom hoor ek nie die inspraak van die Here in my lewe nie? Miskien moet ek en jy vanoggend eerder daarop fokus om te sê, ek weet hy's by my, ek weet hy hoor my, ek weet hy gaan my antwoord en vir my 'n ondeurgrondelike wonderwerk gee in my lewe, stem jy saam daarmee? En hy hoef nie homself aan my te bewys nie. Want jou geloof is al wat jy nodig het om te weet dat God staan by jou. Glo jy dit saam met my? Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God tevrede te stel. En as jy nie kan glo dat die Here vandag saam met jou is, saam met jou in jou omstandighede is, dat hy vandag aan jou regterhand is nie, dan het ek geen goeie nuus vanmôre vir jou nie. Jy moet dit glo, want dit is al manier hoe jy God kan tevrede stel. Glo jy dit? Here gaan nie vanmôre op jou skree nie, want hy is reg langs jou. Ek wil vanmôre met jou gesels oor 'n Bybelverhaal waar God so klein bietjie stil was. Weet jy hoekom was hy stil? Want hy's God. Punt. Hy hoef homself nie aan ons te verduidelik nie, hoor. Hy hoef homself nie aan ons te bewys nie. En as hy besluit hy's God en as hy besluit hy's stil, dan is daar 'n baie goeie rede daarvoor. My ma sê ook vir my, as ek vra, hoekom mag ek nie vanmiddag by die maats gaan speel nie? Dan sê sy vir my, want ek het so gesê en ek is jou ma. Is dit so? Dat ons maar doodstil gebly, anders kom daar so 'n backhand hier van die Neserhof se kant af. Wap, slat sy vir my. As ek al durf backchat. Kind van die Here, waarom backchat ons die Here dan? As hy vir jou sê, want ek is jou Vader in die hemel en ek het gesê. Waarom vra ons dan nog steeds, waar is die Here en hoekom is hy so stil? Maar jy sien, Moses het 'n opdrag by God gekry, gaan lei die Israeliete uit Egipte uit, gaan lei hulle na die beloofde land toe, die plek waar ek aan julle gee, die plek wat ek julle erfdeel vir julle gee, gaan haal hulle en trek na die beloofde land toe. Lang storie kort, Moses is uit Midian uit, in Egipte, kry die Israeliete na baie beklei met die farao los, en daar gaan hulle noord, daar gaan hulle na die beloofde land toe, van die land van melk en honing, daar waar die Here vir hulle voorsien, en daar waar hy 'n stuk grond aan hulle gee, wat hulle sin sal wees tot aan die volëinding van die wêreld. En daar was baie uitdagings geweest met Moses saam, in Egipte, toe hy die Israeliete moes loskry, toe hulle moes gaan, die Israeliete was 'n moeilike volk, hulle wou nie gaan nie, hulle het verlang na die vleispotte van Egipte, dit was 'n hele storie gewees. Hulle was ontevrede met die manna wat die Here hulle gegee het, hulle was ontevrede met die kwartels, hulle het manna kos gesoek, toe gee die Here manna, toe sê hulle nie, hulle soek vleis, toe gee die Here vir hulle kwartels, die woord van die Here sê, dit het hulle naderhand gewalg, want hulle was inhalig gewees, hulle was ontevrede gewees. Ek en jy kan nie vandag op 'n plek kom wat ons inhalig is, of wat ons selfgesentreerd is in die seisoen waarin die Here stil is nie. En terwyl hulle voor die Skelfsee kom, toe kom hulle voor 'n doodloopstraat. Sover as wat die oog kan sien van die ooste tot na die weste toe, is daar water wat hulle pad versper en hulle kan nie oor die water gaan nie.
Ek wonder of jy vandag ook in so 'n doodsloopstraat is, in enige grondgebied van jou lewe, wat jy sê, Here, ek kan nie links gaan nie, ek kan nie regs gaan nie, ek kan nie oor gaan nie, my vlekkies is nie, ek kan nie onderdeur gaan nie, ek kan nie so diep grou nie, Here, ek het geen heenkome nie. Voel jy vanmôre so? Voel jy vanmôre asof jy by 'n doodloopstraat aangekom het? Voel jy vanmôre asof dit wat jy beplan het net nie vir jou uitwerk nie? Voel dit dalk vir jou dat die plek waar die Here jou heen gelei het, is dalk 'n plek van 'n doodloopstraat, want die Here het hulle soontoe gelei, niemand anders nie, net die Here. En wat gebeur toe? Toe is God stil. Hoor wat sê Eksodus 14 vers 9. Daar lees ons nou waar die Israeliete gestrand staan, saam met hulle leier, hulle kon skel hoor, hulle kon skree, hulle kon beduie, hulle kon vir Moses al sy drama, al sy grief gegee het. Geen wonder die man het iemand nodig gehad om namens hom te praat nie, want hy het 'n spraakgebrek gehad, dis wat die Bybel sê. Geen wonder hy kon naderhand nie meer weet hoe om huis te hou met al hierdie Israeliete nie. Want hulle was 'n bombastiese volk gewees met Moses. Hulle was 'n hardnekkige volk. Die woord van die Here beskryf hulle as 'n hardnekkige volk. En hulle was ontevrede, en hier staan hulle voor al hierdie waters, en nou moet Moses, please explain, omdat hulle gestrand is op 'n plek waar die Here hulle heen gelei het. Voel jy vanmôre ook, Here, ek moet nou please explain, ek is nou hier, ek is nou in so 'n situasie gewikkel, en U het dan gesê ek moet hier wees, of U het hierdie dinge oor my lewe toegelaat, Here, wat nou? Here, wat nou? Vers 9 van Eksodus 14 sê, en die Egiptenaars het hulle agtervolg, al Farao se perde en strydwaans, sy ruiters en sy leermag, en hulle ingehaal, terwyl hulle in die laar gestaan het. Ek wonder of jy vanmôre jou oor teen die grond wil sit en sê, ek hoor hoe die klippies vibreer, van Farao en sy strydwaans wat op pad is, van Farao en sy perde wat op pad is om vanmôre te kom oorlog voer. Ek hoor hoe hulle op pad, ek hoor hoe die dokter se diagnose my inhaal, ek hoor hoe my finansies te min is, ek hoor hoe ek dit nie gaan maak nie, want die Farao en sy weermag is op pad om die Israeliete te verwoes. Voel jy vanmôre of jy op die voorrand is daarvan om oorgehaal te word deur Farao en sy perde en sy strydwaans? Jy hoor die klippies, jy sien die skrif van die muur, jy weet daar is geen uitkoms vir jou nie. Wat nou, Here? Waar is U? Waarom hoor U my nie? En waarom antwoord U my nie? Wat dink jy het Moses gedoen? Het hy net kalm daar rondgestaan en vir die vir die Israeliete gesê, moenie bekommer nie, alles gaan uitwerk, doe maar, moenie worry nie. Wat dink jy het Moses gedoen op daai oomblik toe hy sien, daar kom wat was hy ou Afrikaans liedjie, daar kom die vier perde waar, hy het nie naam nie, sy naam sal hy nog kry. Hier kom die vier perde van Farao en al sy manskappe, hulle gaan my inhaal en hulle gaan my verwoes hier. Weet jy wat hulle gemaak? Hy het gemaak wat ek en jy maak. Hy het hysteries geroep na die Here toe. Hy het gesê, Vader, o God in die hemel, help ons gaan vergaan. Hy was benoud gewees, hy was bekommerd gewees, net soos jy. Hy was ontsteld in sy wese, sy hart het in sy keel geklop, hy het geweet, hier kom groot moeilikheid, as die Here nie nou 'n deurbraak gee nie, is daar groot moeilikheid. Miskien het ek en jy vergeet, net soos wat Moses dalk vergeet het, dat God reg langs hom staan. En ons lees in Eksodus 14 vers 15, daar so staan, toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Wat roep jy na my? Ek wonder of ek dit vir my ma gesê, toe sy my so geroep het daar agter daai ou boksrekenaar, daar ingestap het in die naam van die Here en vir haar gesê, wat roep jy na my? Ek dink ek sou nie geleef het nie, hoor. Ek dink julle sal my binnekort net reg daarna sou julle vir my te ruste gelê het. Maar die Here, hy is God. Hy is Vader, hy is die soewereine een. Hy is die een aan Moses se regterkant. En ek dink amper ek kan dit in vandag se terme sê, wat skree jy so op my? Sê die Here vir Moses. En hy sê vir hulle, sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. En ek dink Moses het gedink by homself, Here, waarheen?
moet hulle deur die water trek, moet hulle swem, moet hulle teruggaan. Waarheen moet hulle wegtrek? Maar jy sien, soms sê God vir jou loop, ek sal jou daar ontmoet. Hy verwag nie jy moet jou eie planne maak nie. Hy sê vir Moses, sê vir die kinders van Israel dat hulle wegtrek, begin te loop, hier is die water, ons gaan nou in die water begin te loop. Dan sê ons, nee Here, ek kan nie loop nie, daar's water daar. Nee Here, ek is nie Moses nie. Nee Here, ek is nie Petrus nie, ek kan nie op die water loop nie. Maar die Here sê vir jou, begin te loop. Begin om weg te trek met die oplossing wat die Here vir jou in jou hand gee. Glo jy vanmôre saam, my kind van Here, dat die Here vir jou 'n deurbraak gee, dat hy vir jou 'n oplossing gee, dat hy vandag vir jou 'n pad gaan maak waar daar nie 'n pad is nie. Glo jy dit saam met my? Wil jy op prys vanmôre daarvoor? Hy gaan 'n pad maak deur die water vir jou. Ek weet hy gaan dit doen, want hy beloof dit. Maar hy sê vanmôre vir jou, jy moet so lank begin wegtrek, in plaas daarvan om op die Here te skree. En Eksodus 14 vers 16, daar gee die Here toe die plan van aksie. Hy sê, en jy, nou wys ek vanmôre na ons hier vanmôre, en jy wat vanmôre hier sit, hef jou staf op wat in jou regterhand is. Dit wat God vir jou gee. Jou bietjie finansiële vermoëns, jou bietjie liefde wat oor is in jou huwelik, jou bietjie uitkomsplanne wat jy het, jou kleinkarige werkie wat jy dalk het, jou bietjie wat jy het, steek net daai bietjie vanmôre op en steek jou hand oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. En toe hy dit wat in sy hand is, kry vanmôre dit wat jy in jou hand het, kry dit in jou gedagte vanmôre. Wat het jy in jou moeilike situasie? Weduwee, daai bietjie olie wat jy in jou kas het, kry dit vanmôre in jou hand en sê, Here, hierdie is waarmee ek deur hierdie Skelfsee vandag gaan. Dis hiermee waardeur ek deur die Rooi See gaan. Here, dis waarmee ek deur gaan. Hierdie is my stap vanmôre. Kry hy staf vanmôre in jou gedagte, kry hy staf in jou hand vanmôre en sê, Here, nou gaan ek deurstap. En toe hy so maak, toe hy sê, nou gaan ek deurstap. Toe die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond getrek. Kan ek gou vanmôre net vir jou sê, wat was die rede dat God gewag het totdat die Israeliete en die Egiptenare mekaar ontmoet het? Hulle het mekaar omtrent ontmoet, toe gaan die see oop en toe gaan die Israeliete deur. Weet jy hoekom? Kan ek gou vandag vir jou sê hoekom? Hoekom het God gewag tot op nommer 99? Hoekom het God vir Moses gesê, hoekom skree jy op my? Ek is aan die heeltyd hier langs jou. Ek is die heeltyd hier aan jou regterhand. Hoekom roep jy so na my, Moses? En dan glo kon Moses vir hom sê, Here, want u stil. Here, want u wag te lank. Here, want ek is nie nommer 99 mense nie en ek kan nie langer gewag het nie. Hallo, is ons nie vanmôre ook so, Here, ek kan nie meer wag nie. Here, dit is nommer 99. Die stadsraad gaan vandag my water en ligte afsny. Weet jy hoekom? Want toe die Israeliete neergaan, toe sê die Egiptenare vir mekaar, wow, free ride, kom ons gaan saam met hulle deur hierdie see. Kom ons hardloop agter hulle na. En toe elkeen van hulle binne in die Skelfsee is, en elkeen van die Israeliete buite die Skelfsee is, wat maak God toe? Hallo? Wat maak God toe? Maak dat die water weer terugkom by mekaar. En almal van Egipte het op daardie dag verdrink. Maar kind van Here, die probleem is, ons wil lewe hê, en God se stilte is 'n realiteit, maar nou dink ons kan nie leef as God stil is nie. Ons dink daar's geen oplossing, daar's geen hoop, daar's niks vir ons wanneer God stil is nie. En God se plan was dat hulle net so 'n bietjie moes wag, dat hy finaal kon afreken met almal van Egipte. Vanmôre wil ek vir jou sê, die stilte van God beteken nie die afwesigheid van God nie. Ek gaan hom weer vir jou sê, die stilte van God beteken nie die afwesigheid van God nie. Ek sê weer vanmôre vir jou, die stilte van God. Ja, gee hom 'n lofoffer vanmôre, prys hom, prys hom. Jy staan voor hierdie water, ek glo die Here gaan dit vir jou oopmaak. Ek glo jy moet stap vanmôre. Ek glo jy moet jou staf wat jy het in jou hand vanmôre optel, dat die Here die water voor jou kan kloof. Moet nooit dit wat jy in jou hand het misken en dink, ag, dis useless nie. Was dit 'n doodgewone stok wat die Here
in sy hand gesit het, maar dit is wat God gebruik het om die water te kon kloof. Woord van die Here sê vir ons in Prediker 3 vers 11. Alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Hoor wees wat sê ek vanmôre vir jou. Alles het God mooi gemaak op sy tyd. Ek moet gou vanmôre vir jou sê, in ons huis is ek die kok, nie my vrou nie. Sy weet dit. As jy vir ons kom kuier, nooi jouself, kom kuier vir ons. Dan gaan jy sien, ek gaan die kos maak, want ek wil hê dit moet perfek wees. My vrou het soms so slapdash manier, sy smeer net 'n broodjie en daar gat ons hoendertjie in die stomer, groente in die stomer, daar is die kos gemaak. En eendag sê sy vir my, sy wil vir my 'n vleispastei maak, maar sy gaan koop stukke chak vleis, wat sy net so 15 minute in die pan gebraai het, en toe trek sy 'n deeg oor om 'n pastei te bak van dit. Rooi vleis vir 15 minute in 'n braaipan. Ek kou nou nog daaraan, prys die Here. Jy kan hom so pepermintgeursel gee, dan kan jy dit as chappies gebruik vir die res van jou lewe. Kan jy vanmôre hoor wat ek vir jou sê, kind van die Here, moenie die ding uit God se hand vandag uithaal wat tyd vat nie. Want terwyl God besig is om daardie pastei in jou lewe voor te berei, gaan jy hom nie hoor praat nie, hoor. Want 'n kok wat regtig goed is in dit wat hy doen, jy hoor hom nie. Hallo? Ek is versigtig vir 'n kok wat vol is van homself. Maar 'n kok wat stil is terwyl hy besig is. Hoor weer wat sê daai skrif, Prediker 4 vers 11, 3 vers 11. Alles het God op sy tyd mooi gemaak. Alles gaan mooi wees op sy tyd. Kind van die Here, jy hoor hom dalk nie vanmôre nie. En jy's dalk hysteries omdat jy nie weet wanneer gaan God antwoord nie. Jy weet dalk nie wanneer kom jou deurbraak nie. Jy's dalk so op jou senuwees en die skrif is dalk al so aan die muur en jy hoor dalk al so die farao en sy manne wat so naby is, jy kan dit nie meer handle nie. Jy weet nie hoe gaan jy met hierdie situasie in jou lewe vrede maak nie. Want dit lyk vir jou jy moet maar aanvaar hoe dit gaan wees. Hoor wat sê die Here vanmôre vir ons. Hy sê op alles en alles op sy perfekte tyd sal hy alles mooi maak. En ons verstaan ook nie vanmôre hoekom ons deurgaan wat ons moet deurgaan nie. Maar sê die Here vanmôre vir ons dat ons moet onthou dat hy is altyd saam met ons aan ons regterhand. Hy is altyd met ons. Hy self beklei vir ons. Waarom betwyfel ons of hy met ons is? Terwyl hy alreeds met sy goddelike deurbraak vandag gereed staan om ons deur te help. Wil jy vanmôre op jou voete staan en vir die Here sê, Here, hier is my staf, Here, hier is my water, hier is my probleem, hier is die farao, Here, hier is my uitdaging, hier is my kopseer, hier is die ding, Here, wat my nagte wakker hou, hier is hy nou, Here. Ja, kan ons vanmôre net stil raak voor die Here en weet dat hy gee vir ons 'n ondeurgrondelike wonderwerk wat geen mens ooit vir ons kon gee nie. Maar iets wat die mense oor van sal praat vir baie jare nog, oor hoe die Here vir ons op die regte tyd voorsien het vir die regte oplossing. Kom ons sluit ons oë. Here, vanmôre is dit 'n voorreg om te hoor dat U die reg om stil te wees. Want Here, U is besig met 'n groot ding. U woord sê vir ons, U gaan iets nuuts maak. Gaan ons dit nie opmerk nie? Dit gaan uitspruit enige oomblik. Vanmôre wil ek sê, Here, vergewe my vir my ongeduld. Vergewe elke persoon wat vanmôre hier is vir ons ongeduld, Here. Ons kan nie meer wag nie. Nou het ons al in ons binnekamer ons stemme verhef en gesê, Here, waar is U? Here, wanneer kom U? Here, wanneer kom die antwoord? Ek kan nie meer nie. Hoe wonderlik is dit vandag om te onthou, Here, dat U is reg langs ons, aan ons regterhand. Ons gaan lewe en oorvloed van lewe gaan ons hê, ons gaan dit beleef, ons gaan dit ervaar. Elke dag van ons lewe, al die dae van ons lewe, tot aan die volëinding van die wêreld, so beloof U woord vir ons, Here, Psalm 23 vers 6. Maar Here, terwyl ons wag vir U goddelike deurbraak, terwyl ons wag vir die antwoord, vergewe ons dat ons so maklik is om te sê, ek wag in spanning. Ek proklameer vandag, Here, ons wag nie meer in spanning nie. Ons wag in die vrede van die Here. Here, ons wag vandag vir U groot deurbraak wat U vir ons beplan.
U beplan vir ons planne van voorspoed nie teëspoed nie, om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Ek bid vandag, Here, dat U elkeen sal ontmoet in sy en haar unieke omstandighede, elkeen se unieke situasie. En ek dank U vanmôre, Here, dat U saam met ons gaan. Dankie dat U nooit U rug op ons draai nie. En dat U net reg langs ons is, aan ons regterhand. En Here, wanneer ons daai staf uitsteek, aan ons regterhand, met ons regterhand, dan is U daar, aan ons regterhand, om die wonderwerk vir ons deur te voer. Dat ons deur hierdie uitdaging kan gaan, op droë grond. Daarvoor sê ons vir U dankie, Vader, in die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen en amen.